Goeiemôre almal. Dis ook nie meer goeiemôre nie, is nou goeiemiddag. Ek wil tog gou 'n video los en ek wil hê en ek hoop hierdie video gaan baie ver. En mense moet tog luister daarna en baie mooi luister. Ek is besig om 'n bietjie te gym en te oefen. Ek staan hier by my oefenfiets. En ek het so 'n bietjie so ek kan nie meer soos die jong manne allerhande gewigte goed optel nie, maar ek oefen so 'n bietjie van tyd tot tyd. Ek wil sommer met die deur in die huis val. Mense, ek gaan nou die Bybelversies vanoggend aanhaal en goed, maar ek dink ons almal, maar hierdie is nou 'n ding wat vir my baie pla. En ek dink mense moet begin besluit watter kant wil hulle wees. Nou hierdie gedeelte gaan nou spesifiek of hierdie praatjie, want ek wil nou nie langs word nie. Ek wil nie langer as 3 of 4 minute of 5 minute praat nie. Dit gaan oor mense wat hier is nou iemand, ek wil nou nie te veel reveal op hierdie video nie, maar ek kan my kop net skud en wonder hoe dikvellig kan mense raak. Oor dink hulle jy weet hulle kan vir mense loop en lieg en loop en om die bos lê. Ja, ek weet eintlik, ek weet amper nie wat om te sê nie, maar kom ek sê net so. Ek word nou hier op 'n Sondagoggend in die winkel kerk toe genooi. Ek moet tog kerk toe kom. Maar die spesifieke persoon, ek gaan nie sê of dit 'n man of 'n vrou is nie, kan eenvoudig, die persoon kan, ek wil nie sê hom of haar nie, kan nie, kom ek sê maar net, kan nou nie sy hande afhou van ander vroumense en goed af hê. Dis 'n gevatry en 'n gejollery en dis 'n en ek praat nou van 'n groot mens, ek praat nie van kinders hier nie. Mense, wat se skynheiligheid is dit? Mense, die Bybel praat baie van skynheiligheid. Openbaring 3 sê vir ons, jy kan nie warm of koud wees nie. Jy moet besluit wat jy wil wees. Jy's of warm of koud. Jy kan nie lou wees nie. Dan spoeg ek jou uit my mond uit, sê God. Jy kan nie vir my op dieselfde dag op WhatsApp Bybelversies aanstuur en preke en leringe waarna ek moet luister. En op dieselfde WhatsApp in die aand stuur jy vir my 'n vrou met kaalborste. En vulle grappe. Dis 'n algemene ding. Dit is 'n sport hier in Suidwes onder die mans. Om pornografie en kaalgat vroumense rond te stuur. En op dieselfde WhatsApp dan stuur jy sommer daar word daar sommer dinge se ook gestuur. Wat sê God se naam? Bybelversies. Nou mense, weer eens, ek was aan hierdie goed net so skuldig. Ek het myself skuldig gemaak aan hierdie goed, ek erken dit. Ek erken dit, maar ek het gestop daarmee. Ek het opgehou daarmee want God het my lewe onherroepelik kom verander. Daar was 'n insident in my lewe, daar dinge gebeur waaroor ek gesê het ek sal nog getuig daaroor en hierdie goed het gebeur in my lewe. En ek het se muur gestop. So ek oordeel nie mense nie. Ek is nie besig hier om te sê jy gaan hel toe gaan en jy gaan, verstaan jy? Al wat ek net sê is, jy kan nie vir my Bybelversies en kerk toe nooi en die volgende moment, die volgende minuut, dan sit vieslike vulgêre grappe en vuil grappe wat jy met my deel op WhatsApp of op Facebook of wat ook al. Hoe dink jy? Hoe wil jy? Wat moet ek nou oor die een moet ek nou lag en oor die ander een moet ek nou amen of wat? Op dieselfde boodskap binne 'n uur word dieselfde boodskappe gestuur. Mense, ek wil vanoggend vir elke man en vrou wat na hierdie video kyk net vinnig iets sê. En hierdie video was eintlik half onbeplan. Ons moet begin besef dat ons lewe hier op aarde kort is. Dis ek het dit al gesê en ek sê dit weer, dis 'n fraksie. Dis
'n miljoenste van 'n miljoenste van 'n millisekonde teenoor die ewigheid. As jy jou gaan ophou met beselagtighede en dink God is jou speelmaatjie, dan maak jy vandag 'n fout. Ek oordeel jou nie, man of vrou wat na hierdie video kyk, ek oordeel jou nie. Jy kan my ook nie oordeel nie, ons kan mekaar nie oordeel nie. Ons kan mekaar in liefde waarsku, en as jy nie wil luister nie, dan is dit nou so. Dan moet jy nou maar vat wat na jou kant toe kom as dit kom. Maar wragtig, om van my die vieslikste video's en vulgêre goed aan te stuur, en dan net daarna word ek nou kerk toe genooi, ek moet tog 'n bietjie kerk toe kom. Kry jy nie skaam om in die voorste kerkbanke te sit, en in die aande en hierdie loop van die dag word daar aan die vroumense se sterre gevat, en terwyl jou vrou by die huis is en sy weet nie eens wat aangaan nie. Mense, ons is besig om ons hele morele leefwyse in hierdie wêreld het al verval. Daar is nie meer so iets soos moraliteit nie. Mense, everything goes. En ek wonder net by myself, as die almagtige God Sodom en Gomorra laat vergaan het met vuur. Jy kan of my sê, ja, maar dit was nou 'n klomp gays en dit was nou sodomiete. Maar dit was nie net dit was losbandigheid en alles deur mekaar. Nou, dan kan 'n ou nie anders as om te wonder, hoe op aarde kan God nog steeds aan hierdie dag en uur waarin ons leef, hierdie wêreld nie laat vergaan nie. Mense, ek het al baie gesê, ek sê dit vanoggend weer en ek wil afsluit, ek is nie 'n engeltjie nie. Ek het baie sonde gehad, ek het verskriklike slegte lewe gelei. Ek erken dit. Mense wat my ken, weet dit. En daai mense wat my so goed ken, wil ook seker nie na hierdie video's luister nie, want hulle dink seker by hulle self, man, hierdie man is besig om ons om die bos te lei. Hy sal weer drink en hy sal weer rook en hy sal weer al die ander vieslike dinge doen. Maar vir meer as 31, 32 jaar daar rond, eintlik 'n bietjie langer, maar so 31 jaar om presies te wees, het dit my gevat om by die voete van Yeshua Messia uit te kom. En ek hoop en ek bid dat elkeen wat na hierdie video luister, wat nie die drankbottel kan wegskuif en die sigaret kan weggooi, en kan klaarmaak met pornografie, en kan klaarmaak met steel en lieg en skinder en al hierdie skelm dinge en sleg goed nie. Ek hoop vir jou part wat na hierdie video kyk, dat God so genadig en lief vir jou is, dat hy vir jou tyd sal gun, dat jy sal kan regmaak met hom. Want hy wil nie hê dat jy moet verlore gaan nie. Nou mense, die kroeks van hierdie video gaan daaroor, hou opskyn heilig wees, asseblief. Jy kan nie daar in die kantoor vulgêre grappies vertel en die naweek vertel hoe dronk was julle en hoe julle gedit en gedat, en dan hier op 'n Sondag word daar nou Bybelversies en gehalleluja gewat nie. Jy's besig om jouself om die bos te lei. Jy's besig om vir jouself te lieg, man, dis sotlik. En weet jy wat is erg? Dan glo jy dit ook nog. Jy lieg vir ander mense, jy lieg vir jouself, soos wat ek het dit gedoen. Ek het ook so geleef. En dan glo jy jouself, jy lieg vir jouself en dan glo jy jouself ook nog. Wat 'n sotlikheid is dit? Hou op om nonsens en drek rond te stuur en verwag dat die Vader in die hemel jou finansies en jou huwelik en jou werk en jou alles moet seën en vorentoe vat. Iewers op 'n kol sê ek vir jou nou, meneer, gaan daar 'n stok in jou speke gedruk word. God sal 'n stok in jou speke druk en jy sal hard val. Ek het so hard geval, genadiglik het Vader nie my lewe kom neem nie, want dan is ek reguit hel toe gewees, reguit vlamme toe, en ek sou nooit daar kon uitkom. So ek kan sy naam net loof en prys dat hy my wakker geskit het, en ek hoop van harte vir elkeen van julle wat na hierdie video's kyk, dat jy ook sal wakker skrik. Ons moet besef, ons kan nie met die een voet in die kroeg staan en die ander voet in die kerkie, hy gaan nie werk nie. As jy klaar maak, dan maak jy klaar en jy stop. My 31 jaar gevat, so ek kan jou nie kwaadlik neem as dit jou ook so lank vat nie. Onthou net, jy weet nie wanneer jy dood gaan nie. En as jou tyd uitgeloop het, het hy uitgeloop, en as jou siel nie gered is nie, gaan jy hel toe. Ek maak hierdie video's, mense, ek het vir julle reguit gesê van die begin af, ek maak hierdie video's om famous te word nie.
Ek kyk nie hoeveel likes en hoeveel aanhangers en hoeveel followers ek het nie. Dit pla my min. Ek kan in elk geval, daar's baie mense wat na hierdie video's kyk. Ek weet nie eens wie dit is nie, want hulle settings so gestel. Dit pla my nie, maar soos ek sê, ek het dit vanoggend gesê en ek sê dit nou weer. As daar een persoon, net een man of een vrou tot bekering kom, deur die woorde wat ek spreek deur hierdie video's, wat ek hoop en glo en vertrou wat Vader in my hart vir my lê, as ek 100% tevrede, al maak ek 80 miljoen van hierdie video's. Maar mense, ek sê vir julle vandag, ons moet op moet skyn heiligheid. Jy kan nie 'n huisduiwel wees en vir die mense by die winkel of daar by die werk by die kantoor as jy nou vreeslik geestelik en jy weet, jy's vol sedes en jy praat mooi en jy vloek nie en jy gebruik nie vuil taal nie en jy weet jy maak nogal die deur oop vir die dames en jy laat hulle eers deurstap en ek weet nie allerhande dinge. Maar by die huis is jy 'n huisduiwel. Die honde word geskop, die vrou word gevloek, die kinders word gevloek. Dis 'n gedeurklappery en 'n geskellery en 'n gegoed. Vir wie dink jy lieg jy? Kom ek sê jou, jy lieg net vir jouself. En God sien alles en hy weet alles. So jy is besig om jouself liderlik te mislei en om die bos te lei.